Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na een van die interessantste onderwerpe in biologie, menslike voortplanting en puberteit. Ons gaan leer waarom voortplanting belangrik is, wat tydens puberteit gebeur, die manlike en vroulike voortplantingsstelsels, hoe bevrugting plaasvind, menstruasie, voorbehoedmiddels en gesondheidskwessies wat met voortplanting verband hou. Kom ons begin. Die hoofdoel van voortplanting is om die voortbestaan van 'n spesies te verseker. As organismes nie voortplant nie, sal daar uiteindelik geen nuwe individue wees nie en die spesies kan uitsterf. Voortplanting verseker dus dat nuwe lede van die spesies voortdurend gebore word. Puberteit is die tydperk waarin 'n kind se liggaam begin verander en voorberei om 'n volwassene te word. Hierdie veranderinge word beheer deur hormone. Die pituitêre klier wat in die brein geleë is, begin hormone afskei wat die geslagsorgane stimuleer. By seuns word die hormoon testosteroon geproduseer. Testosteroon veroorsaak veranderinge soos 'n dieper stem, gesigshare en meer spierontwikkeling. By meisies word die hormoon estrogen geproduseer. Estrogen veroorsaak veranderinge soos die ontwikkeling van borste, breër heupe en die begin van die menstruele siklus. Kom ons kyk nou na die manlike voortplantingsstelsel. Die testis produseer spermselle en testosteroon. In die epididymis word spermselle gestoor en ryp. Die saadbuis vervoer spermselle vanaf die testis. Die prostaatklier voeg vloeistof by die spermselle om semen te vorm. Die uretra vervoer urine en semen uit die liggaam. Die penis plaas semen in die vroulike voortplantingsstelsel tydens seksuele omgang. Die skrotum is die velsakkie wat die testis beskerm en help om hulle op die regte temperatuur te hou. Hier kan ons die posisies van die verskillende dele sien. Let daarop dat die testis buite die liggaam geleë is binne die skrotum. Dit help om die temperatuur effens laer as liggaamstemperatuur te hou, wat nodig is vir gesonde spermproduksie. Bestudeer hierdie diagram goed aangesien jy die verskillende dele moet kan identifiseer. Kom ons kyk nou na die vroulike voortplantingsstelsel. Die ovariums produseer eierselle en vroulike hormone. In die fallopiusbuise beweeg die eiersel vanaf die ovarium na die uterus. Die uterus, ook bekend as die baarmoeder, is waar die fetus ontwikkel tydens swangerskap. Die cervix vorm die opening tussen die uterus en vagina. Die vagina ontvang spermselle tydens seksuele omgang en dien ook as die geboortekanaal. Hier sien ons die posisies van die fallopiusbuise, ovariums, uterus, cervix en vagina. Onthou, bevrugting vind gewoonlik in die fallopiusbuis plaas, nie in die uterus nie. Die uterus is die plek waar die ontwikkelende baba later groei. Seksuele omgang vind plaas wanneer die penis die vagina binnendring. Die proses kan in 3 eenvoudige stappe verduidelik word. Stap 1. Tydens penetrasie gaan die penis die vagina binne. Stap 2. Tydens kopulasie veroorsaak stimulasie dat die penis styf word en die testis voorberei om semen vry te stel. Stap 3. Tydens ejakulasie word semen, wat miljoene spermselle bevat, vrygestel. Die spermselle begin dan hul reis deur die vroulike voortplantingsstelsel. Wanneer spermselle vrygestel word, beweeg dit deur die vagina, die cervix en die uterus na die fallopiusbuise. Hier kan ons sien hoe spermselle onder 'n mikroskoop lyk en beweeg. Jy sal agterkom dat die spermselle baie vinnig, onreëlmatig en onegalig beweeg. Die ovum of eierselle word deur die ovarium vrygestel en beweeg in die fallopiusbuise in. Dit is hier waar dit in kontak sal kom met spermselle vir bevrugting.
Spermselle ontmoet eierselle in die fallopiusbuis. Hulle dring dan die eiersel binne en smelt saam om 'n gameet te vorm. Hierdie is die proses van bevrugting. Die gameet beweeg dan na die uterus toe en heg aan die uteruswand. Daarso begin seldeling plaasvind. Hierdie noem ons dan 'n sigoot. Die sigoot is wat uiteindelik 'n fetus vorm. Kom ons volg die proses van voortplanting stap vir stap. Stap 1. Ovulasie. 'n Volwasse eiersel word uit die ovarium vrygestel. 2. Kopulasie. Seksuele omgang vind plaas. 3. Ejakulasie. Spermselle word vrygestel. 4. Bevrugting. Een spermsel versmelt met die eiersel. Hierdie versmelting vorm 'n gameet. 5. Swangerskap. Die gameet ontwikkel verder wanneer dit aan die uterusband heg en vorm 'n sigoot. Die menstruele siklus duur gemiddeld ongeveer 28 dae. Elke maand bou die uterus 'n sagte bloedryke wand op. Hierdie wand berei die liggaam voor vir 'n moontlike swangerskap. As geen bevrugte eiersel aan die uteruswand heg nie, word die wand afgeskei. Hierdie afskeiding staan bekend as menstruasie. Daarna begin die siklus weer van voor af. Voorbehoedmiddels help om swangerskap te voorkom. Voorbeelde sluit in kondome, diafragmas, voorbehoedpille, inspuitings, pleisters, implante, intrauteriene apparate, sterilisasie en onthouding. Kondome het die bykomende voordeel dat dit help om baie seksueel oordraagbare infeksies te voorkom. Daar is talle gesondheidskwessies wat met voortplanting verband hou. Onvrugbaarheid beteken dat 'n persoon sukkel om kinders te verwek. Oorsake kan wees hormonale probleme, lae spermtellings, infeksies, kanker en hoë stresvlakke. Seksueel oordraagbare infeksies sluit in voorbeelde soos syfilis, HIV-vigs, chlamydia, herpes, hepatitis B en C. Hierdie infeksies kan ernstige gesondheidsprobleme veroorsaak indien dit nie behandel word nie. Fetale alkoholsindroom gebeur wanneer 'n swanger vrou alkohol gebruik en dit die ontwikkeling van die fetus beïnvloed. Moontlike gevolge sluit in swak groei, gesigsmisvormings, breinontwikkeling wat beïnvloed word en leerprobleme later in die lewe. En dit bring ons aan die einde van vandag se les oor menslike voortplanting en puberteit. As jy die video geniet het, gee gerus 'n like, deel dit met jou vriende en teken in op MX Science Lab vir nog natuurwetenskaplesse. Los ook enige vrae in die kommentaar hieronder. Dankie dat jy gekyk het en onthou, wetenskap maak meer sin wanneer ons dit saam ontdek. Sien julle in die volgende video.